Goeiemôre geliefdes. Dis nou net so rukkie na 3 uur by my en ek het eers so 'n paar minute vir rukkie geneem om self vir 'n oomblik stil te word aan die voete van die Here en net so 'n bietjie tyd met God te spandeer. Ek wil graag vir ons 'n stukkie lees uit Matteus 27 uit. Hierdie is dan die 7de geleentheid. Van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3 uur geduur. En 3 uur het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is my God, waarom het U my verlaat? Party van die wat daar gestaan het gehoor en gesê, hy roep Elia. Een van hulle het gehardloop, een van hulle hardloop toe gou en vat 'n spons en maak dit vol suurwyn en hou dit op 'n stok vir hom om te drink. Maar die ander sê, wag, laat ons kyk of Elia hom kom red. Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder middeldeur geskeur. Die aarde het geskud en die rotse het uitmekaar gebars, grafte het oopgegaan en baie gelowiges wat dood was is opgewek. En hulle het uit hulle grafte uitgegaan, maar Jesus se opstanding het hulle in die heilige stad gekom waar hulle aan baie mense verskyn het. En toe die offisier en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur het hulle baie bang geword en gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Daar was ook baie vroue wat op 'n afstand gestaan en kyk het. Dit is hulle wat Jesus van Galilea af gevolg het en vir hom gesorg het. Onder hulle was Maria Magdalena, Maria die moeder van Jakobus, Josef, die moeder van die seuns van Zebedeus. En laat die middag het daar 'n ryk man aangekom. Dit was Josef van Arimatea, wat self ook 'n volgeling van Jesus was. Hy het na Pilatus toe gegaan en die liggaam van Jesus gevra en Pilatus het beveel dat dit vir hom gegee moet word. Josef het die liggaam geneem en dit in 'n skoon linne toegedraai en dit daarna neergelê in sy eie graf wat hy in rots uitgekap het. Hy het 'n groot klip voor die ingang van die graf gerol en weggegaan. Maria Magdalena en die ander Maria was ook daar en het reg voor die graf gesit. Die volgende dag, die dag na die Vrydag, het die priesterhoofde en die fariseërs by Pilatus gekom en vir hom gesê, meneer, ons onthou dat toe hierdie bedrieger nog geleef het, hy gesê het, na 3 dae sal ek uit die dood opgewek word. Gee dan bevel dat die graf 3 dae veilig bewaak word, sodat sy disippels hom nie dalk kan kom steel. En vir die mense vertel, hy is uit die dood uit opgewek nie. Dan sal die tweede bedrog erger wees as die eerste. Pilatus antwoord hulle, hier is vir julle 'n wag, gaan beveilig die graf en so goed as wat julle kan. Hulle toe gegaan en die graf beveilig, die klip te verseël en die wag daar te laat bly. Ek wil nie te veel praat vanmiddag nie. Dis 'n tyd van stil wees en 'n tyd van stil word. Die van u wat al met die dood te doen gehad het, op verskeie fasette daarvan. Ek kry met die dood baie te doen in die verskeie fasette daarvan. Verskeie fasette beteken elke dood het sy eie konteks.
en omstandighede. Maar wat my altyd opval van die dood is die stilte. Daar's altyd hierdie heilige stilte, maak nie saak wat die aard van die afsterwe was nie. Daar is altyd hierdie stilte. En vanmiddag is daar ook hierdie stilte. In my eie hart. Terwyl ek hierdie gedeelte lees, kan ek nie anderste as dat die woorde van die priesterhoofde en die fariseërs dat hierdie woorde my opval nie. Toe hulle vir Pilatus gesê het, net nou gaan steel die disippels die liggaam en sê dat hy is uit die doodheid verwek, en dan sê hulle of opgewek, dan sê hulle dan sal die tweede bedrog nog erger wees as die eerste. Ek dink een van die skelwoorde in Engels wat mense gebruik om iemand mee te beledig, is om vir iemand te sê hulle is 'n fraud. Aan die ander woorde, hulle sal sê jy is 'n fraud in terme van wie jy dalk is, of wie jy sê jy is. Ek wonder wat het Jesus gedink toe hy daar hang in die kruis en hy kyk na almal. Die vrouens, die disippels, die mense wat hom bewaak, die twee wat saam met hom hang in die kruis. Hy is werklik die Here, maar bo sy kop hang 'n bord wat sê bespotlike manier koning van die Jode. Hy hang daar met niemand wat hom bely nie, niemand wat hom erken nie. Hulle huil miskien, want hulle het Jesus lief, kan nie anders nie. Ek wonder of dink hulle nie ook op daardie stadium dalk dat hy 'n fraud is nie. Deur sy bloedbelope oë en bloed wat van sy liggaam stroom en van sy gesig kyk hy oor hulle heen. En al wat hy in sy hart het is liefde, liefde vir hulle, hulle voor hulle, en ons wat nog moes kom. Al wat in sy hart is liefde en genade en vergifnis en ook barmhartigheid. Die geliefde disipels sê, daar is jou ma, en vir haar, daar is jou kind. Kyk na mekaar. En dan net voor hy sterf, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek dink die misnoë en verslaandheid van die mense. Ek kyk hier na Josef van Arimatea, die ryk man,
Maria Magdalena, soos wat ek haar noem, Maria van Magdala, en die ander Maria was daar by die graf. Na Jesus sterf, lyk dit vir my, daar 3 mense op by sy begrafnis. Die eerste, die disippels is daar nie, hulle is weggestap. Drie dae het hulle gesê, dan sal hy opgewek word. En verwys die fariseërs na hom as 'n bedrieger. Ewen na sy dood gaan hulle tirade aan met hom. Onteer hulle hom, breek af. Ja, geliefdes, die aarde het geskud en die aarde het geskeur en die voorhangsel het deur mekaar van bo tot onder geskeur. En mense het opgestaan uit die dood. Aan die kruis is daar net een wat bely, terwyl daar baie is wat geglo het in Jesus. En dis net die een man aan die kruis wat Jesus bely as Here, vir wie Jesus sê, vandag gaan jy saam met my in die paradys wees. Jy weet, hierdie man kon nie van die kruis afkom om te gaan regmaak wat hy verbrou het nie, nee. Hy sterf aan die kruis. Maar eers sterf hy geestelik, sodat die Here hom kan opwek, voordat hy sterf. Die tweede persoon wat Jesus bely na Jesus se dood, is die soldaat aan die voete van die kruis. Hierdie man was werklik die seun van God. Ek gaan nie meer afsluit. Die geestelike doodsheid in hierdie wêreld van genadeloosheid, liefdeloosheid, veroorsaak soms in hierdie lewe, in hierdie wêreld, dat ons twyfel. Twyfel in God. Twyfel in die liefde, twyfel in die genade. Maar dis mensgemaak. Ons Here Jesus het self liefdeloosheid, genadeloosheid, barmhartigloosheid het hy beleef. Beleef en vergewe. Daardie middag het daar 'n ryk man aangekom. Dit was Josef van Arimatea, 'n volgeling van Jesus. Dis laatmiddag. En hy is 'n volgeling van Jesus. Maar soms moet ons nie net volg nie. Ons moet opdaag, nie net saamloop nie, maar ook uitgaan en gaan lewe.
uit die geestelike doodsheid wat soms in ons heers opstaan. En gaan leef. En leef na God se hart. Simboliek, geliefdes, wil ek vanmiddag hierdie kers uitblaas. In erkentenis dat die Here ons God is, dat hy geleef het, onder ons kom woon het, gesterf het en weer opgestaan het. Die uitblaas van hierdie kers bely ek dat Jesus my Here is. En bid ek Here dat U ons nou sal vul met die krag van die Gees. Ons wil net vir U baie dankie sê. Dis al, Here. Ons wil net vir U dankie sê. En ook dat ons vir U baie, baie lief is. Dankie dat U ons so lief het. Oneindig, ewig, altyd. Amen. Mooi en 'n geseënde aand vir U. Môre is stil Saterdag. Ek sal sien of ek môre iets gaan uitsaai. As die Here iets in my hart lê, sal ek dit doen. Dan Sondagoggend 'n gedeelte en dan Sondagmiddag, Sondagaand. Geliefdes, vrede vir elkeen.